Dit het vinnig aangebreek. Ons was vorige week nog hier en nou is ons alweer hier. Ja, die weke vlieg verby en die aande vlieg verby en dis winter en eintlik al bietjie vroegwinter. Maar lekker om met almal te gesels weer en hier te wees en saam te kan bid en saam te kan getuig en ek besef net eenvoudig ek het hierdie week weer eintlik 'n getuienis gehoor van ons bid ook spesifiek vir iemand en die Here is besig om die berg te skuif. So partykeer lyk 'n ding so groot en dan as 'n mens so hoor en die ouens begin so terugvoer gee, dan besef jy maar God is aan die werk. Ja, en ons hou daarvan as jy vir ons terugvoer gee. Ja. Maak nie saak wat die nuus is nie. Ons ons wil graag op hoogte bly van elkeen van julle. Ja. En selfs al is jou naam nie op die lys nie, laat weet so af en toe vir ons, hoe gaan dit met jou? Ja. Dit sal lekker wees om te hoor. Ja, daar's hy, Erna, Charlotte, Trudy, Alet. Daar's nog wat, kyk, kan nie almal se name optel nie, maar baie welkom. Lekker om weer van julle te hoor en saam met julle te kan bid. Trudy, hoe gaan dit? Waar bly jy nou? Het ons laas nog in koue Bethlehem gebly. So, maar ja, laat weet bietjie vir ons, Alet, hoe gaan dit met julle almal? Charlotte, hoe gaan dit, Erna? Daar by julle? Daar is hy, Trudy se naadvriende in Christus. En was ja. Ja. En dis wat ons is. Ons is familie, vriende Hallo Ilana. in Christus Ja. en ons is van verskeie plekke af. Ja. Wat dit nou lekker interessant ook maak. Ja, daai Kroonstad uit. Ja, so hulle dis hulle seker al sneeu gekry. Ek kan nie dink dit's ooit warm daar nie. Ja, ja, van daai dorpe. Ja, van die erge hitte af na die baie koue toe, maar ja, hallo Ilana. Hallo Marinda, lekker om jou ook te sien. Marinda het ook so 'n mooi videoetjie nou die dag gestuur van haar kleinkinders, so spesiaal. Dankie vir daardie deel, Marinda. Ja, vanaand kyk ons na die mikrogolf verhale in die Bybel. Mikrogolfverhaal. Ja, so dis 'n verhaal wat vinnig plaasvind. Nou, vinnig plaasvind, maar dis so 'n intense verhaal. Dis 'n intense verhaal. Nee, hierdie is 'n intense verhaal en dis nie sommer net Ja. ek is terug in Pretoria, sê sy. Okay. Ja, Welkom terug in Pretoria. Hallo Simon. Hallo my Simon. En hoe gaan dit met my seentjie? Ja, Ilana sê ja, wonder wat het my party daar besiel. Hallo Johnny. Daar het Saudi uit, lekker om ook met julle te gesels. Ja, ek dink soms wonder ons hoekom ons die hitte verhou vir die koue, maar toe ons daar was in die hitte het ons gedink, ons wil so 'n bietjie koue hê, nee. So mense is ook eintlik seker niks nooit tevrede nie. Charlotte wat sê ek, dit klink lekker. Ek sit voor die kaggel wat heerlik brand. Sy sê sy sukkel met hoofpyne en lig natuurlik, maar ek is nog hier. Lekker om jou te sien, Charlotte, en saam met jou ook te kuier. So hierdie verhale strek oor 3 dae. En op die 3de dag gaan dit net aan en aan en aan. Verhale wat handel oor nood, verhale wat handel oor waar menslike optrede nie van pas is nie. Want menslike optrede kan nie die verandering bring nie. Die krisis is so groot dat net God moet ingryp, anders is dit neusie verby. Verhale wat handel oor geweldige nood en verwagting en waar mense se hoop aan 'n dun draadjie hang. En ons ken van hierdie verhale, né? In die tronk het Josef vir die farao se skinker gesê, oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee en jou amper stel. Tydens die Israeliete se slawerny in Egipte het Moses vir die farao gevra in Eksodus 5, laat ons asseblief 3 dagreise die woestyn intrek, en ons ken ook die uiteinde daarvan. En toe hulle by die Sinaïberg kom, het die Here vir Moses gesê, gaan terug na die volk toe, laat hulle vandag en môre reinig, en oormôre die 3de dag moet hulle gereed wees, want dan sal ek die Here na die Sinaïberg toe afkom.
Toe Israel bang was om die beloofde land in te trek, het die Here vir hulle gesê, wees sterk, wees vasberade, oor 3 dae trek julle deur die Jordaan en gaan julle die land in besit neem wat die Here vir julle as besitting gegee het. Toe uitwissing Israel bedreig het koningin Ester vir 3 dae gevas en sy het met die koning gaan praat. En ons ken ook die uiteinde daarvan. En dan weet ons almal die groot verhaal van die 3 dae, Jona in die visse maag. So die 3de dag word dikwels as 'n reddingsdag beskryf en dat daar verlossing is. Een so verhaal gaan ons bietjie oor meer praat vanaand. En dit kom voor in 1 Samuel hoofstuk 4 en 5. Die volk het die beloofde land ingegaan, maar hulle is nog besig met gevegte. Hulle het nie 'n koning nie, maar hulle is nog steeds in 'n stryd met die Filistyne gewikkel. En hulle hoop op iets, hulle hoop op 'n oorwinning. Maar hulle verloor sleg. En dan kom hulle by mekaar en sê hulle, nou waar was die Here, né? Hoekom het hy ons nie gehelp nie? Ons sê dit ook mos. Die Here is dan almagtig, hoekom spring hy nie in en help ons? Ja, ons wil hom partykeer so 'n bietjie as 'n gelukbringertjie gebruik, nê? Laat hy net gou 'n bietjie inpas in hierdie hokkie en hierdie blokkie wat ons nodig het vir nou. En daarna vergeet ons eintlik al van. Ja, en ons sien hierdie hele gedagte van gelukbringer, toe een van hulle voorstel en sê, kom ons veg weer teen die Filistyne, maar hierdie keer neem ons geheime wapen saam, die verbondsark. Ja. Die verbondsark was verteenwoordiging van God se verteenwoordigheid by hulle. En hulle het gedink, as ons God nou saamvat in hierdie kus, dan gaan, hy gaan nie toelaat dat ons gaan verloor nie. So ons het hierso die oorhaal. Ja, nee. Ja. En hulle verklap eintlik 'n teologie wat ons eintlik dit wil sê. Ja. God is in die kerk. Ja. Hy is daar in 'n gebou. En ons plaas hom in 'n boksie. Nou God is nie in 'n gebou nie. Hy is nie in 'n boksie nie. Ons kan nie onbeperk deur te sê dis wat hy nou moet doen en dis wat hy nou later moet doen nie. Hy werk nie so nie. En hulle gaan veg weer met die verbondsark as hulle bondgenoot. Maar hierdie keer is die ramp nog groter. 30.000 voetsoldate word gedood. En die ergste is die verbondsark word deur die Filistyne gebuit. Dit word eintlik half as 'n wapen gebruik, nee. Ja. Aan die een kant word dit 'n wapen gebruik en toe dink die Filistyne wel, okay, as hulle nou hierdie kan kry en die hande kan kry, gaan hulle iets daarby baat, want dan het hulle nou al hierdie afgode eintlik nou van Israel het hulle nou in hulle hande gekry. Dat hulle het in hulle hande. Ja. So wat dan gebeur, hulle Jan, is dat dis die eerste dag. Kom ons begin daar nommers aan die dae koppel. Dis die eerste dag. En hulle buit hierdie ark, hierdie kus, en hulle vat dit na hulle afgod toe, Dagon. Iemand, 'n boodskapper gaan na die priester Eli toe, en toe hy die nuus hoor, en sy 2 seuns is ook sommer dood, toe hy die nuus hoor, val hy agteroor, breek sy nek en hy's dood. Sy skoondogter wat swanger was op haar laaste, trek in mekaar en sy gee geboorte aan haar kind. En sy noem hom Ikabod. Kabod was vir die Israeliete 'n baie mooi naam, beteken heerlikheid of eer. Maar as jy nou 'n u voorsit, dan word dit negatief, né? Dan is dit onheerlik. Heerlikheid, as mens so 'n woord kan kry, of die heerlikheid is weg. Die eer is weggevoer. En sy wil eintlik daardeur sê, daar is nie meer eer nie, ek is nou eintlik 'n ateïst, daar is nie 'n God nie. Die Israeliete was platgeslaan, hulle was radeloos. Maar die Filistyne, hulle het gejive, hulle het partytjie gehou, nee. En hulle vat die ark en hulle gaan sit hom daar lank, hulle afgod Dagon neer. Ja, hulle gedink Dagon is superieur. Ja. Nee, hy is baie beter as hierdie God.
Dis so. Toe wag daar 'n groot verrassing. Tweede dag. Ja. Hulle kom in die tempel. En daar lê Dagon op sy pens voor die ark. Ja. In 'n aanbiddingsposisie, né? Ja. Dit is vir my so kragtig eintlik. En Dat wat hierdie afgod eintlik toe nou in 'n aanbiddingsposisie vir die volk van Israel is. hulle het nie regtig geweet, wel die Bybel sê nie wat hulle gesê het of wat hulle gedink het nie. Ja. Maar hulle stof hom af. Hulle maak hom weer reg opstaan. Tel hom Hulle op. Hulle moet hom optel. Ja. Dans die hele dag weer. Ja. En vier hulle oorwinning oor die Israeliete. Dis die tweede dag. En die aand blaas hulle die lampe uit en hulle gaan almal huis toe. En hulle los Dagon alleen saam met die verbondsark. En Dagon, hy kan nie sy ore glo en sy oë glo nie. Die sê weer alleen. Die vrees wat in Dagon moes toe gekom het, nee. So die derde dag. Wat het gebeur? Die lê nie iets goed voor vir die nag nie. Ja, absoluut. Ja. Die derde dag. Ek sien Sonja sê daar, elke knie sal buig. Ja, So, amen, en die amen. derde dag sien ons dit. Ja, Toe die priesters daar kom, toe is dit weer so. ja. Maar hierdie keer is die hande en die kop afgebreek. Ja, En dit lê op die drempel van die tempel. Die pensgedeelte lê nog so voor die ark. Maar maar we sê net absoluut die God in beheer is, nee. Absoluut. Sy hand, hierdie hande van Dagon is afgesny. En God se hand is eintlik swaar. Hy is swaar op die Filistyne. ja. En die hand van God is absoluut in beheer. So, verhaal van 3 dae. Ja, Eerste dag, 'n donker dag. Ja. Lyk of God oorwin is. ja, Ark is gebyt. Hy word staan gemaak. Langs Dagon, hierdie vrou noem haar Eli is dood, die 2 seuns is dood. Die vrou noem haar kind Ikabod. Vir haar was alles verlore. Tweede dag, die ark is nog langs Dagon, of Dagon langs die ark. Daar is hierdie verskuilde geveg, gehul en duisternis agter toe deure. Dagon val neer, hy word weer regop gesit. Maar dis 'n verhaal wat strek oor 3 dae. Toe blyk dit hierdie afgod is maar net 'n afgod. ja. Kan jy nou dink jy aanbid iets wat jy met jou eie hande uitgekerf het? Ja, dit maak nie sin nie, nee. Ja. Ja, maar ja, mense doen dit. Ja, Vandag nog. Ja, mense doen dit nog. Nou, ons het, wel ek dink is eintlik 'n waarskuwing vir ons. Dat ons moet regtig kyk of daar nie afgode in ons lewens is. Ja, absoluut. Want God kom met krag en hy vernietig daai afgode. Ja. Dis net hoe dit is. Ja, niks gaan staan in sy teenwoordigheid nie. Geen afgod gaan staan Ja. in sy teenwoordigheid nie. En ek dink is absoluut, ek wil saamstem met Sonja, elke knie sal buig, soos daai Ja. afgod kon nie staan in sy teenwoordigheid nie. En dan raak die verhaal nou interessant. Die derde dag verras God die volk met sy krag. En dis wat hy gewoonlik doen wanneer ons in die meeste moeilikheid is. Ja. Dan kom die Here, hy doen dinge nie soos wat ons dink hy dit moet doen nie. Maar wanneer hy werk, dan werk hy kragtig. En dan gebeur daar goed met hierdie Filistyne. Daar in Asdod kry al die mense pesswere. Nou ek dink ons gaan maar net hou vanaand by pesswere. Ons gaan nou nie sê Ja. wat dit was nie. Ja, Want dan gaan ons nou lank hier by stil staan en dan gaan ons nie kan sit nie. En die mense van Asdod sê, nee, kry hierdie ark weg by ons. Hulle vat hom na die volgende stad toe. Daar is 'n groot beroering. Almal kry pes, Here. ja, en die ouens sterf. Nee, dis 'n En toe begin die mense sterf. Ja, dis 'n Oud en ernstige jong, ding. hè? Ja. En die volgende stad, Oh. En toe op 'n stadium kom die ouens agter wat hier gebeur. Hulle Ja. sê, moenie hierdie ding na ons Moet stuur nie. asseblief nie. Ons Ja. Ja, laat hierdie ding nou net by ons verbygaan, want hulle sien wat gebeur.
Ja, dis eintlik verskriklik. So die dag van verlossing Ja, het toe gebeur soos niemand dit verwag het nie. ja. Die dag van verlossing vir ons het gebeur soos niemand dit verwag het nie. Johannes 1 vers 14 beskryf dit. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. En ons sou daai woorde ook kon vertaal, hy tussen ons kom tent opslaan, hy het getabernakel by ons. En dit was juis in die tabernakel tent dat die verbondsark geplaas is, en waar die Israeliete geglo het die Here teenwoordig was. Die woord het mens geword, hy het tussen ons tent opgeslaan, tussen ons getabernakel. Ons het sy heerlikheid, sy kabot gesien. Die heerlikheid wat hy as enigste seun van die Vader het. Maar hulle kruisig die seun. Hulle maak hom dood. Die eerste dag, die donker dag, en hulle lê hom in 'n graf neer. En die disippels dink, maar ons het sy heerlikheid gesien, en nou is dit weg. Hy lê in 'n graf, hy's dood. Die tweede dag het ook nie veel beter gelyk nie. Pontius Pilatus het gesorg dat daar 'n klomp wagte voor die graf waak, want hulle het gewonder of die disippels nie die liggaam gaan kom steel nie. Hulle kon, die disippels en die vroue en die gelowiges kon ook nie by die Here uitkom nie, die tweede dag nie, want dit was Sabbat. Hulle mag niks gedoen het op daardie dag nie. Maar jy kan Jesus nie inhok nie. Jy kan nie vir hom voorskryf wat om te doen nie. En sy verhaal handel hier ook oor 3 dae. Hulle kon hom nie in 'n graf hou nie. Ja. Amen. Eerste dag, donker dag, tweede dag, wagte voor die ingang, en dan die derde dag. Die derde dag toe Farao se slawe hulle vryheid gekry het. Die derde dag toe alles gebewe het en die waters van 'n rivier oopgekloof is en mense die beloofde land ingegaan het. Die derde dag toe 'n harmvrou soos Ester na 'n koning toe gegaan het en so verlossing vir haar volk gekry het. Die derde dag toe 'n profeet deur 'n vis uitgespoeg is. Die derde dag toe 'n afgod soos Dagon flenters lê vir God se verbondsark. En God kom en hy slaan by die mense tent op. Die derde dag toe Jesus uit die graf uit opgestaan het. 'n Mens weet nooit wat die Here gaan doen nie. Hy is die Here van die derde dag. Ja, en sy tydsberekening is altyd perfek. En dit is nodig dat ons ook op daardie plek moet kom waar ons vertrou hom ten volle. Ek glo dat selfs in my donkerste oomblik, want in sy donkerste oomblik het hy vertrou, het hy geglo, hy gaan opstaan. Die derde dag is die dag van oorwinning. Die 72 uur, die derde dag, dan is gebeur dit. Die derde dag is daar 'n demonstrasie van goddelike krag. Dan sien ons 'n volledigheid wat gebeur. Ons sien 'n heelheid wat gebeur. En 'n derde dag kan 3 weke wees. Dit kan 3 maande in jou situasie wees. Dit kan 3 jaar wees. Maar die derde dag, so vertrou die Here vir in jou omstandighede dat daar ook 'n derde dag vir jou gaan aanbreek. So vandag lyk dit so, en môre lyk dit ook klaar 'n bietjie beter, maar die derde dag is die dag van die deurbraak. Ja, so dalk kan dalk van julle wees wat in die eerste dag is, die skok, die verbuistering van dit wat nou gebeur het. Die tweede dag, ons sit nog steeds, ons kan nog steeds nie glo wat gebeur het nie. Ja. Daar is goed wat nie vir ons uitwerk nie. Ja. Die lewe verloop nie altyd soos wat ons dink dit moet loop nie. Maar God bly in beheer. Ja. Hy voorsien. Ja. En selfs al is daar twyfel in jou hart, God bly in beheer. Ja. So al leef jy op die oomblik in die eerste of tweede dag, die derde dag gaan aanbreek. Ja. Hou daaraan vas. Ja. Moenie daaroor twyfel nie. Ja. Dit gaan aanbreek. Ja. Maar die derde dag herinner ons, dit gee vir ons hoop, dit gee vir ons belofte.
Dit gee vir ons iets om aan vas te hou Dis in tye van wag en onsekerheid. Absoluut Derde so. dag gaan aanbreek. Absoluut. Ja, so kragtige gedeelte vir my hierdie, hoor. Ja, is 'n baie mooi gedeelte en dit Ja. gee weer 'n bietjie hoop, né? Ja, Dit gee hoop. Dit gee hoop. Daar lê iets voor. dis reg. Ek kan vorentoe kyk. Ek weet nie wat nie. Ja, Agter my is daar 'n tragedie, Ja. maar ek weet voor Ja. is daar uitkoms. Ja. Daar is Ja. verlossing. dis reg. Na 2 dae sal daar herstel kom. Ja. Die derde dag gaan aanbreek. Dis absoluut. Ja. Dis Ja. So absoluut. dis iets om aan vas te hou. Dis om aan daardie hoop vas te hou. Absoluut. Ja, dis so mooi. Dis my baie mooi. En dis hoekom ons steeds bly bid vir ons mense. Bly glo, bly vashou. En van julle se name is nou al jare letterlik op hierdie lys. Ja. En ons Ja. bly bid want ons glo Ja. in die Here van die derde dag. So ek wil begin bid en was 'n paar ouens wat ook operasies gehad het wat moet herstel en ons bid ook vir julle. Ewen Klopper het 'n operasie ondergaan, hy moet môre weer ingaan. Ewen baie sterkte ook. Ek weet julle kyk van tyd tot tyd ook hierdie. So kom ons bid. Here, dankie ook dat ons weer eens U as die God van die derde dag kan aanbid, kan glo en kan hoop. Daar is ons hoop steeds sterk vir Lionel en Annel Christo, Charlotte Wolmerans en Martin, Elsie Vos en Christoph en Annelien en Pieter en Marina de Vos. Here, ons plaas hulle net weer opnuut voor U. Dankie vir hulle wat so mooi herstel het. Dankie vir hulle wat in die herstelproses is. Van hulle is siek, Here, U weet dit. Ons bid dat daar 'n omkeer sal kom. Ons bid ook vir 'n omkeer in Marinda Leroux, Teresa se lewe en Angelo en Sonja, Kobus van Sail en Johan van Rooyen se lewe. Kom Here en kom raak ook vir hulle aan en so ook vir Martin en Erna Pelser. U kinders, Here, hulle wat vashou in U ten spyte van al die terugslae wat hulle kry. Kom Here en op die derde dag ook vir hulle aanbreek. Ons bid vir Niels van Rensburg en vir Russell en Joan van der Berg en Mike en ons bid Here dat U ook hierdie kinders van U sal raak sien. Ook 'n verandering in hulle omstandighede sal bring. Elsie Pieterse wat weer eens hierdie week ook deur 'n prosedure gegaan het. Ons bid Here dat daar die heupe en alles nou sal regkom. Dit sal meer sy lankal sukkel. So ook vir André Rigter wat 'n operasie ondergaan het. Hierdie operasie, ons bid dat hy ook spoedig reg sal wees. Ons bid vir Ewen wat ook môre weer terugkeer na die operasie sal doen, dat daai voet vir hom net sal regkom. Dankie dat ons vir Christo Beyers kan bid wat ook geopereer is. En ons glo ook Here dat U vir hom so sal aangeraak het dat hy reg sal wees. Nolsen D wat ook 'n operasie ondergaan het, ook 'n heupoperasie, Here. Dankie dat ons ook kan weet dat hy ook aansterk en ons vertrou ook dat hy reg sal kom. Dankie dat ons ook vir Isak Jonker en Marie Klaasen en vir Elmarie en Pieter Ley en Tyra Ray kan bid. Ons plaas hulle net weer opnuut in U hande. Ja, Here, ons dankie en ons eer U ook vanaand. U kom intree ook in Tina se situasie. U het ook daardie U ruach in haar longe kom inblaas. U is die een wat ook herstel bring en haar volkome genees. Here, dankie dat ons U kan vertrou. U het gesê 72 uur, Here. En die 72 uur het aangebreek. U is getrou en ons eer U en ons dankie daarvoor. Ons bid vanaand vir Adele Marx. Here, U hou vir haar en Trudy en Letty in die holte van U hand. Vader, ons bid vir totale genesing. Genesing
na siel, gees en liggaam. Ons bid ook vir Linda Vermeulen, ook daar waar sy soveel rugoperasies gehad het. Here, kom U en verlos U vir haar van hierdie pyn. Verlos U vir haar van hierdie aanhoudende sukkel. Here Jesus, herstel asseblief ook dit wat in daardie rug verkeerd is. Bring haar rug in lyn met dit wat U bedoel het dat dit moet wees. Ons kom en ons gee ook Nora mandjies vir U. Dankie dat U ook vir haar help en dankie dat daardie bloeddruk ook alreeds soveel gesak het. Ons eer U daarvoor, Here Jesus. Vir Jonette Tooi. Ons dankie o Vader dat U ook vir haar versorg en dat U ook vir haar in die holte van die hand hou. Ons dankie ook vir Andries Pretorius. U ken vir hom deur en deur. Hy wat so sukkel met sy voete. Dankie Here Jesus dat ons hom weer vanaand vir U kan kom gee. Vir Lian en vir Hantie wat op die oomblik sukkel met bronchitis. Vader, ons bid ook dat U self ook U roog asem en haar sal kom inblaas. Ons bid vir volkome genesing, sodat sy sal kon opstaan, ook vir haar met haar MS, Here Jesus, tree U asseblief daarin. Ons bid vanaand vir Ingrid. U ken vir haar en U ken elke siekte toestand, elke probleem, alles waarmee sy worstel, Here. Ag Here, ons gee haar hele ou pakketjie vir U en ons dank U dat ons haar totaal en al vir U kan gee en kan weet. Sy kan hier aan die voete kan kom sit en sy kan by U net U woord kom inasem en by U hoor en by U self kom genesing vind. Vir Navia, Here Jesus, 'n ou 2-jarige dogtertjie. Ons dank U dat ook ons die kinders na U toe kan bring en kan weet dat U die een is wat ook kinders versorg. U is die geneesheer, Here Jesus. En dankie dat haar ouers ook U as die geneesheer ken. Ons gee ook Henny, Alta se boetie vir U, vir Elsie Ken en vir Jacques, wat dan die Audrey, gee ons ook vanaand vir U en ons bid ook, ag Here Jesus, tree U asseblief ook daarin. Nicoline, Tommy, Here, sy wat so by U kom kniel, sy wat U aanbid, U naam aanroep, U ken, en U met saam met U in so 'n diep, want mooi verhouding staan. Here, kom U en tree U in ook in haar situasie en haar omstandighede. Vir Anandi, Here Jesus, daar waar sy ook elke dag haar eie stryd stry. Here, dankie dat sy soveel ondersteuning het. Kom U, Here Jesus, hou U vir haar ook vas in alle omstandighede. Ons bid vir Karen, vir al die angs. Ons bid, Here Jesus, dat daar die angs sal verdwyn en dat sy vrede in U sal kom vind. Want U is 'n God wat vrede gee. Ons bid dat sy vreugde weer sal ervaar in hierdie lewe, in alles wat sy doen, Here Jesus, dat sy U sal raak sien. Ons bid vir deurbrake vir Jan en Alicia. En ons dankie, Here Jesus, vir elke een wat sukkel met finansies en met werk. Mag dag 3 vir elkeen aanbreek in hierdie omstandighede. Bid ook vir Marie wat met Alzheimer sukkel. Ag Here, ook vir haar familie. Dra U ook vir hulle. Gee vir hulle ook die wysheid om ook hierdie situasie te hanteer. Vir Wash van der Merwe, vir Hein, vir Christo en Hanley. En dankie vir Clarissa Swarts, dankie sy deur hierdie operasie is. Ons bid net dat die pyn sal verdwyn en dat die gevoel sal terugkeer, sodat sy ook weer 'n volledige lewe kan hê. Dankie Here dat U ook Marinda aansien en hulle besigheidsgeleentheid, Here. Here, dat U dit volledig sal maak, volledig dag 3 het aangebreek. Ons bid vir Wimpie en vir Eddie van As en vir Erik Liebert. Here, daar waar ook hy gesteek is met 'n mes, kom ons en ons vra volkome genesing, Here, ook vir sy gemoed, ook vir sy emosionele toestand. Dankie Here Jesus, dat U ook vir hom aansien. Dankie dat U ook ingegryp het toe hulle moes deurjaag. Dankie Here Jesus, dat U vir hom in die holte van die hand hou. Ons bid vir oom Botti, ook daar vir hom vir volkome herstel.
En ons dank U, Here, dat ons elke een van hierdie mense net vir U kan kom gee. En ons bid dat U goddelike krag, die demonstrasie van wie U is, die derde dag vir elkeen van hierdie mense sal aanbreek. En ons eer U en ons dank U in die naam van Jesus Christus. En Here, ons bid ook vir daardie 49 mense wat 'n keuse gemaak het om Suid-Afrika te verlaat. Ons gee hulle ook vir U, daar waar die stryd so fel woed, Here, ons kom teen al hierdie haatspraak en al hierdie vernietiging, Here, uit die woorde van vernietiging. Vader, ons bid vir volkome herstel in hierdie land van ons. Ons bid dat ons aan mekaar sal kyk en U liefde sal raak sien in die oë van die een na wie ons kyk. Here Jesus, dankie dat U die een is wat die oorwinning bring. Ons dankie dat ons in hierdie land kan weet dat U 'n God is wat in beheer is. Ons wil alles en elke boer, elke een wil ons vir U kom gee, Here Jesus. Ons verklaar vanaand, ons het U nodig. En ons dank U vir oorwinning en dat dag 3 ook in hierdie situasie gaan aanbreek. En ons eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Ja, en terwyl jy so die name gehoor het, gaan kyk weer die ding. En as jy dan 'n naam daar uitgryp, bid ook vir daai mense. Ek sien van julle doen dit vir mekaar hier op die WhatsApp comments. Dis baie mooi. Dis eintlik waar ons wil wees, dat ons ook vir mekaar sal bid. Dalk ken jy die persoon nie, maar die Here praat met jou, bid vir die persoon, en dan doen ons dit. Ja. Dit was lekker om weer saam te kuier. Mag die Here vir julle elkeen seën. As alles goed gaan, dan praat ons volgende week weer. Ja, nou sê, mag julle 'n mooi week hê. Dag 3 het aangebreek. Totsiens. Totsiens.